Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 5. Wanneer ons hoofstukke soos Genesis 5 lees, dan is ons maklik geneig om eerder net verby dit te blaai en aan te beweeg na 'n hoofstuk met 'n storie toe. Want wie wil tog nou eindelose bladsye vol name lees? Maar wanneer ons by 'n hoofstuk soos hierdie uitkom, het ons eintlik nodig om te stop en te vra: Here, hoekom was hierdie name belangrik genoeg dat U bereid was om 'n hele hoofstuk hieraan af te staan? Want onthou, niks in die Bybel is sommer maar net toevallig daar nie. Alles het iewers een of ander vorm van belangrikheid, selfs al maak dit nie vir ons sin nie. En net so ook die name in Genesis hoofstuk 5, want hierdie name se betekenis kom som vir ons die hele evangelie op in 'n enkele sin. Onthou, in die Bybelse tyd het mense nie sommer net vir hulle kinders name gegee omdat dit vir hulle mooi was nie, en ook nie omdat dit 'n familienaam was wat moes bly voortleef nie. Hulle het eerder vir hulle kinders name gegee soos die Here dit op hulle harte gedruk het. En elke naam het 'n baie spesifieke betekenis gehad, juis omdat die Here verborgde skatte vir ons in die woord ingeweef het, om vir elkeen van ons sekerheid te kom gee dat hy van die begin af in beheer was. So kom ons kyk na die betekenis van hierdie name, soos wat ons dit lees in Genesis hoofstuk 5, van die eerste 10 geslagte vanaf Adam. Die naam Adam beteken man of mens. Set beteken aangestel. Enos beteken onderworpe aan die dood. Kenan beteken bedroef of droewig. Mahalalel beteken van die teenwoordigheid van God. Jared beteken een wat afkom. Henog beteken toegewyd. Methuselah beteken sterwende sal hy stuur. Lamech beteken aan die armes en eensaames. En Noag beteken troos en rus. Nou, wanneer ons die name so losstaande lees, beteken dit egter nie veel nie. Maar wanneer ons die name kombineer, sien ons hoe die Here 'n profetiese heenwyse na Jesus Christus gegee het, reeds so vroeg as die 5de hoofstuk van Genesis. So, kom ons kombineer die name en kyk wat staan daar. Man, oftewel die mens, aangestel, onderworpe aan die dood, droewig. Maar vanuit die teenwoordigheid van God kom iemand af, naamlik Jesus Christus, toegewyd en sterwend sal hy aan die armes en eensaames troos en rus gee. Hierdie geslagsregister strek oor die verloop van 1056 jaar. So, daar's absoluut geen manier wat die mense van die tyd sou agterkom wat besig was om te ontvou nie. Maar vir elkeen van ons wat dit vandag lees, is daar die voorreg om te sien met hoeveel presisie die Here te werk gegaan het. En as hy in 1056 jaar soveel moeite gedoen het om 'n profesie bekend te maak, dink jou in wat hy in jou lewe kan kom doen as jy net bereid is om totaal oor te gee aan sy wil. Mag hierdie hoofstuk vir julle elkeen nuwe betekenis kry en mag julle voortaan as julle Bybel lees en by 'n vreemde hoofstuk uitkom, so bietjie gaan stil staan en onthou om vir die Here te vra. Here, wat wil U my vandag uit hierdie hoofstuk uit leer? Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.